Vanoggend wil ek bietjie met jou gesels oor ewige krone. Nou ek het so 'n prentjie, as ons hom kan opsit daarso, van 'n kroon. Ek is ons projektor af. Maar ek het daar's 'n as ons hom kry soms daarso sy. Dankie Karen, appreciate. Nou daai spesifieke kroon is al meer as 600 jaar oud. Daai kroon is al deur baie konings gedra. En hy word gebêre in die toring van Londen. Dis waar hulle hom wegsit. So nou weet jy, as jy dalk Mario, as jy 'n plan het, praat met my. Dis waar hulle hom bære, want hier is die ding. Hy's 400 miljoen rand werd. Imagine die impak wat ons in die koninkryk gaan doen, hè? Ek is seker hulle kan hom maar saai, man. Maar anyway, daai kroon word deur konings gedra, maar hier is die ding van daai kroon. As 'n koning doodgaan, is dit verby. Dit word 'n ander ou sin. En die ding van daai kroon is daai materiaal en daai goeders is besig om te vervaag. Is besig om tot niet te gaan. En daar gaan 'n tyd en 'n dag kom waar ek glo nie hy gaan meer daar wees nie. Dit gaan 'n storie wees wat vertel. Ek glo Salomo het baie goed gehad, maar daar's niks oor vandag van wat hy gehad het nie. Al daai goue skulde en al daai goed wat hy gedoen het, is alles weg. Net so dink ek gaan hierdie kroon eendag weg wees. Maar ek wil vir jou sê, hierdie kroon vervaag en hierdie kroon is waardeloos teen die krone wat ek en jy as seuns en dogters gaan erf. Waardeloos, mense. Maar tog smag mense daarna. Maar ek wil vir jou iets anders gee. En mag jy vanoggend 'n begeerte hê vir God se 5 krone vir jou lewe. Ek wil met jou praat oor daai 5 krone. En kom ons kyk na die eerste een vanoggend. Die eerste kroon is die kroon van die lewe. Ek lees daarso in Openbaring 2 vers 8 sê, en skryf aan die engel van die gemeente in Smyrna. Johannes in Openbaring skryf nou 'n brief aan die gemeente in Smyrna. Dit sê die eerste en die laaste, wat dood was en wat lewend geword het. Johannes begin haar eerste skrif deur die Here uit te lig. Deur die Here bekend te maak aan die gelowiges van Smyrna. En dis waar ek wil begin. Ek wil vir jou sê, mense, die Here is die eerste en die laaste. Die begin en die einde. Ons het dit laas week ook gesê, die Here is alles, in alles, oor alles, deur alles. Die Here, dis waaroor dit gaan. Dit gaan oor Jesus en alles wat ons doen. Alles wat ons smag en alles wat ons wil hê. Ons lewens, alles. Mense, alles, die Jesus moet die kern wees van dit. Jesus moet die punt wees van alles wat ons hê en smag en wil bereik. Dit gaan oor die Here. Nou hoekom? Hoekom begin Johannes daar? Want hier so die volgende versie sê, en ek ken jou werke en verdrukking en armoede. Jy sien, die gelowiges van Smyrna het geweier om Caesar om voor hom te buig en om die Romeinse ryk te dien. Al het hulle in die Romeinse ryk gebly, was hulle nie deel van dit nie. En as gevolg daarvan was daar baie verdrukking gewees. En armoede en moeilike omstandighede gewees en vervolging gewees en baie van hulle was selfs doodgemaak as gevolg van hulle geloof. En omdat hulle die Here gekies het. En hier kom Johannes en hy sê, mense, ek herinner julle dat Jesus is eerste. Want ek weet waar julle is. En vandag as Christene is ek en jy in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. En omdat ons in hierdie wêreld is, weet ek en jy, daar's ook verdrukking, daar's ook moeilike omstandighede, die ekonomie, mense, verhoudings, daar's goeders wat gebeur rondom ons, daar's ook verdrukking, daar's ook slegte goed wat met ons gebeur, omdat ek en jy in hierdie wêreld is, maar ons weet een ding, en dis wat hy ook sê, hy sê, ek ken jou werk en verdrukking, armoede, maar jy is ryk. Die wysing nie. Ryk in Christus. Mense, al is ek en jy van hierdie wêreld, in hierdie wêreld, nie van hierdie wêreld nie, want ons is van hemelse plekke. Maar ons is in hierdie wêreld vir die tyd. En al is ek en jy in hierdie wêreld en al hierdie goed gebeur om ons, het ek en jy nodig om ryk te wees in Christus. Te midde van omstandighede,
te midde van verdrukking, te midde van ekonomie, te midde van alles. Mense, het ek en jy nodig om ryk te wees in Christus. Hoekom? Kom ek lees vir jou. Die volgende skrifgie, vers 10. Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Dit stel 'n tyd van verdrukking voor. Daar's 'n tydperk van verdrukking, en terwyl ons op die aarde is daar 'n tydperk van verdrukking. 'n Tydperk van goed wat gaan gebeur. Hy sê, ek weet, weer daar gaan 'n tydperk van verdrukking wees, maar hy sê, wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Mense, is dit nie wonderlik nie? Is dit nie fantasties om te weet? Mense, daar's iets om na uit te sien. Daar's 'n kroon van die lewe, daar's 'n kroon wat ek gaan dra vir eternity. Vir ewig. Wat lewe is. Ons gaan lewe vir ewig, mense. Daarom moet ek dit verdra en moet ek deurdruk vir die tyd wat ek hierso is. Sodat ek kan ryk wees in Christus, sodat ek die kroon van die lewe kan beerwe. En as jy kan volhou, mense, en as jy kan volstaan, sal jy dit bereik. Jakobus 1 vers 12, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het, aan die wat hom lief het. Mense, as ons die dinge van die wêreld, in die wêreld, soos dinge in die wêreld verdra, en ons maak Christus die senterpunt, en ons is ryk in Christus, gaan jy die kroon van die lewe ontvang. Is dit fantasties? Ek soek daai kroon. Daai kroon is niks. As jy doodgaan, is hy weg. Dis klaar. Dan gaan ons met 'n kroon van lewe rondloop. Dis iets om na uit te sien, hè? Ek wil dit hê. Dan is daar nog 'n kroon. Dis die onverwerklike krans. 1 Korintiërs 9 vers 24. Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang. Hardloop so, dat jy dit sekerlik kan behaal. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogal om 'n verwerklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwerklike krans. Jy sien mense, ons almal hardloop in 'n resies. En partykeer hardloop ons teen vrees, teen omstandighede, teen die ekonomie, teen stemme wat sê jy kan nie, jy gaan nie, jy het dit nie. Ons hardloop partykeer in 'n resies, wees die een wat wen. Hol daai goed weg, man. Sodat jy 'n onverwerklike krans kan ontvang. Nou daai tyd in Griekeland het hulle Olimpiese spele gehad. En dan as jy deelneem en jy het gewen, het jy 'n laurierkrans gekry. Maar 'n laurierkrans, as jy hom op jou kop gekry het, was hy nog groen, maar dan het hy verdroog later. En hy het bros geraak. En hy het gebreek. En dan het dit net 'n goeie storie geword van iets wat ek gedoen het. Ek lees nou eendag bietjie van Usain Bolt en ek sien Usain Bolt het 20 jaar voorberei. Hy het seker dieete geëet, kosse geëet, hy het seker oefenprogramme gehad, seker hoeveelheid ure geoefen, hy het seker hoeveelheid slaap, hy het 20 jaar van sy lewe opgegee vir 2 minute se glorie op 'n baan, want hy 3 keer aan die Olimpiese spele deelgeneem waar hy gewen het en hy die wat noem jy daai ding marathon, wat jy dingetjie vat, aflos. Hulle het aflos ook gewen. In totaal was 2 minute. Almal alles saam. 20 jaar se opoffering vir 2 minute se glorie. Ek wil vir jou sê, 2 minute se lê voor die Here se aangesig en oorgee aan hom, gee vir jou ewigheid se glorie. Dit is fantasties nie. In die koninkryk werk dit andersom. Hy moes 20 jaar werk vir 2 minute se glorie, oom. Ek het 2 minute voor die Here gelê en ek het die ewigheid se glorie ontvang. Is dit nie great nie? En daarom, en toe ontvang ek 'n onverwerklike krans. 'n Krans wat nie dor nie, 'n krans wat nie droog word nie, 'n krans wat nie tot niet gaan nie. Onverwerklike krans, omdat jy die reis hardloop. Volhard, aanhou tot die einde toe, en die wenpaal behaal. En ontvang jy 'n krans,
wat nie verwelk nie. Daar's 'n kathedraal in Milaan, en op die hoofdeur is daar sulke prentjies gewees. En aan die regterkant is daar 'n prentjie wat geluk uitbeeld, en dit sê dat geluk is tydelik. En dan aan die ander kant is daar nog weer 'n prentjie, en dit beeld hartseer uit, en dit sê hartseer is tydelik. Maar dan is daar in die middel so 'n prentjie van 'n boom. Dan sê dit daarso dat alles wat dit beeld uit dat slegs dit wat ewigheidswaarde het, bly staan. Mense, alles wat jy belê in die ewigheid in, dit bly staan. Dit bly staan. Die ander goeders gaan weggaan. Dinge van hierdie wêreld gaan weggaan. Maar dit wat jy saai in ewigheid in, bly staan vir ewig, mense. Dit is onverwerklike kraans wat jy ontvang. Ek wil jou aanmoedig, mense. Wil jy nie die resies hardloop en volhard en nie rondkyk nie, en nie opgee nie, moedeloos raak nie. Maar wil jy nie aanhou nie, en nie opgee nie, sodat jy daai kraans kan ontvang. En dan die derde kraans, die kraans van geregtigheid, kroon van geregtigheid. 2 Timoteus 4 vers 8, verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. Dit is so 'n amazing skrif, wat vir my hoop gee, vir dit wat kom. En ek is nie een van daai mense, dat as ek weet daar's iets, dan wil ek dit najaag. Dan wil ek dit hê. Dan wil ek alles doen om dit in besit te neem. En hierso gee die Here 'n belofte, hy sê daar's 'n kroon van geregtigheid. Wat wag, wat hy vir jou gaan gee. Ek wil dit hê. Ek wil dit nie mis nie. Nou Paulus praat hierso met Timoteus. Paulus al oud en hy's in die tronk. En dan skryf hy hierdie aan Timoteus, want Paulus hy die T-shirt. Hy's al oud. Paulus het al 'n pad gestap. Hy weet van verdrukking, van teëspoed, van skipbreeklei, van vir dood gelos word. Hy weet van al hierdie goeters. En hy het die wedloop gehardloop, en hy skryf van Timoteus, sê Timoteus, na alles wil ek vir jou sê, moenie moed verloor nie. Hou aan, moenie opgee nie. Hou jou oë op die prys, Timoteus. Dis die moeite werd. Nou, kroon van geregtigheid is om te doen wat reg is. Geregtigheid is om te doen wat reg is. Mense, maar dade bring ons nie in die hemel nie. Jou geloof in Christus bring jou in die hemel, maar dade is 'n bewys van wat jy glo. Want die boom word aan die vrug geken. Kan mense sien dit wat jy glo? Kan mense om jou dit sien? Want daar is goeders wat ek moet doen. Die Here sê, maak disippels. Maak skatte bymekaar in die hemel. Daar is goeders wat ons moet doen, mense. Jou mate van oorgawe word bepaal deur jou mate van geloof. Hoe meer ek in iets glo, hoe meer gaan my dade dit verteenwoordig. Nou, ek het lang terug, baie lang terug, 10 jaar terug, het ek die Comrades gehardloop. En ek het geglo, dis moeilik, is nie maklik nie, dis taaf. Daarom het ek geoefen. Sodat toe ek daar was, kon ek 'n lekker resies hardloop. Maar ek kon dit hardloop, want ek het geweet, daar's iets wat ek moet doen voor die tyd. Mense, as jy regtig, hoe meer die werklikheid van hemel vir jou 'n realiteit is, hoe meer gaan dit wat jy nou doen, dit verteenwoordig. Jou mate van geloof gaan bepaal jou mate van optrede. As jy regtig weet, daar's 'n hemel. As jy regtig weet, daar's 'n ewige lewe, daar's 'n koninkryk. As jy regtig weet, daar's 'n God en hy's lewe. Mense, ek kan nie anders as om te lewe vir dit nie. Laat dit deur my lewe wys, want dis 'n realiteit vir my. En dis wat ek wil hê. Maar ek glo, die wêreld daar buite
Glo nie baie mense, want die wêreld, mense as jy na ander lande toe gaan, en die wêreld is goddeloos. Ek meen, ons het voorreg gehad om in Europa te gaan, as jy in sekere lande ingaan, jy kan nie eens oor die Here praat nie. Want die Here is nie 'n werklikheid vir daai mense nie. Daarom leef hulle glad nie, volgens die woord en om die Here te behaag nie. Maar ek en jy, is die Here regtig so groot werklikheid in my lewe, dat my lewe dit 'n bewys is van wat ek glo. Ek wil vir jou sê, mense, die Here het die kroon van dorings gedra, sodat ek en jy die kroon van lewe kan dra. 'n Onverwerklike krans, die kroon van geregtigheid kan dra. Jou verwagting affekteer jou optrede. As jy 'n verwagting het van wie God is en van die hemel, gaan dit jou optrede beïnvloed. Iemand het eendag kerk toe gekom en dan kom hulle en sê, ja, maar weet jy wat, as ek by die kerk instap, dan is hierdie besig om te skinder en daai en doen dit en hierdie een maak so en daai. En dis 'n storie wat iemand vertel en hulle sê, hulle roep die vroutjie en sê, of ja, ek weet nie, vroutjie was, maar gee vir haar 'n glas water en sê, vat net gou hierdie glas water en loop net heel so buite om die kerk, want dit was voor die kerk begin het, almal rondgestaan gekyk. Sy loop om en sy terugkom, toe vra hy vir haar, en sê nou vir my nou dat jy so omgestap het, jy enigstens iets gehoor, mense wat geskinder het, want ek wil graag weet wie sê wat. Sy sê nee, ek weet van niks, want ek moes net gefokus het, want die ding was so vol, en hy het vir haar gesê, jy moet omloop, maar jy mag niks mors nie, en hy's tot bo toe vol, so sy het net so gefokus op hierdie ding, dat hy maar sy sê, jy sien, dis die verskil. Wat is jou verwagting as jy kerk toe kom? Oor wat mense doen en performance en die musiek en dit en die woord of daai goeie, of is jou verwagting Jesus? Want as jou verwagting Jesus is, gaan jy minder fokus op die goed wat verkeerd gaan om jou. En dis dieselfde as die koninkryk. As die koninkryk vir my 'n realiteit is, gaan my lewe daarby, ek gaan dit najag. En dinge om hierdie wêreld gaan stiller word. Want ek het 'n ander doel. Dan is daar die kroon van heerlikheid. Die 4de kroon is die kroon van heerlikheid. Hou as herders in 1 Petrus 5 vers 2 tot 4. Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is. Nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Vers 3. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Mense, ek wil vir jou sê, hierdie skrifgie is nie net vir die pastoor geskryf, of vir die leiers of die elders van die kerk nie. Hierdie skrifgie is vir elke liewe een van ons geskryf, glo ek. Want almal van ons herder iemand. Jy herder jou kinders, jy herder jou familie, jy herder die persoon wat saam met jou werk, ergens herder jy iemand, ergens 'n herder beteken, ek lei jou, ek help jou, ek support jou, ek bring jou na 'n plek waar jy versadig kan word, ek is daar vir jou as jy seer kry, ek's daar as jy bietjie afgaan, dan sit ek saam met jou, as jy deur 'n moeilike ding gaan, ek bring jou terug, ons almal herder iemand. Want daar's Josef in Egipte land, sy broers kom na hom toe. En hy sê vir hulle, ek wil hê julle moet met almal hier kom bly, maar as Farao vir julle vra, wat doen julle? Sê vir hom, julle is herders. Sien die broers, dis nie net Jakob wat die herder is, die pa nie, die hoof nie. Die broers is almal herders. Ons is almal herders, seuns en dogters. Kom ons vat dogter Jakob. Toe hy na Laban, was dit Laban gewees, en toe hy aankom by die put, toe wie daag op, was dit, wat is Lea, nee, Rebekka. En wat het Rebekka gedoen toe hy sien? Sy het skape opgepas. Sy het skape gebring om te drink. Is ek reg? So sy was ook 'n herder. So ja, seuns en dogters, ons is almal herders, ons herder iemand. En as ons mense herder, dan gaan daar 'n kroon van heerlikheid ontvang. Ons moet 'n lewe van diensbaarheid lewe.
Want dis wat Jesus gedoen het, Matteus 20 vers 28, net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Dis ons hart, mense. Ons volg die voetstappe van Jesus, daar's ons skrif. 1 Petrus 2 vers 21, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei en julle voorbeeld gelaat het, sodat julle sy voetstappe kan volg. Dis waarvoor ons geroep is. Jesus het 'n voorbeeld gewys van diensbaarheid, van om 'n herder te wees. Ons volg hom. En ons gaan diensbaar wees en ons lei mense om ons. Moeder Teresa het geskryf, I am not called to be successful, but called to be faithful. Ek is nie geroep om suksesvol te wees nie, maar om vrugtevol te wees. Mense, dit gaan vir jou set up vir wat kom, as jy vrugtevol is. Ja, die wêreld meet jou op sukses, maar dit gaan weg, man, dit verdwyn. En dan gaan vrug bly staan. Ek is nie hier om suksesvol te wees nie, ek is hier om vrugtevol te wees. Geroep om getrou te wees aan God en aan mense. Dan is dit die 5de kroon, die kroon van roem. 1 Tessalonisense 2 vers 9, want wie anders as julle is die hoop en blydskap of kroon van roem in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus by sy woorde kom. Mense is ons kroon van blydskap en roem. As ons mense se lewens verander, as ons mense uitbring by Jesus, dan is dit ons kroon van roem. Roem nie hoogmoed of in 'n negatiewe lig nie. Dis 'n mooi, dis 'n roem. Van roem is, ek gee eer, ek loof die Here, ek roem in dit wat God doen. En hoe God mense lewens aanraak, en hoe hy lewens impakteer. Ek het 'n kroon van roem, waar ek roem in dit wie God is, en wat hy doen. Jim Elliot het gesê, he is no fool who gives what he cannot keep to gain which he cannot lose. Is dit nie amazing nie? No fool who gives what you cannot keep, om te gee goed wat ek nie aan kan vashou nie. Vir goed wat ek nie kan verloor nie. Ek gee goed wat ek kan verloor, vir goed wat ek nie kan verloor nie. Daar's 5 krone, mense, wat jy gaan ontvang, wat jy nie kan verloor nie, wat ewigheidswaarde het. 'n kroon om aan te hou, om vas te hou, om nie moed te verloor nie, nie op te gee nie. Kroon om die Here te soek, om hom eerste plek te gee, en om mense lief te hê. Nou wil ek eindig hiermee, daar's 2 ander krone ook. Daar's 'n kroon van dorings, Matteus 27, vers 27 tot 29. Daarop neem die soldate van die goewerneur Jesus met hulle saam in die goewerneur se paleis en bring die hele leerafdeling teen hom bymekaar. Toe trek hulle sy klere uit en werp 'n rooi mantel om hom en hulle vleg 'n kroon van dorings en sit dit op sy hoof en 'n riet in sy regterhand en hulle val op die knieë voor hom en bespot hom en sê, wees gegroet, koning van die Jode. Die Here het 'n kroon van dorings gedra, sodat ek en jy 5 krone kan dra. Is dit nie amazing? En nou eindig ek met hierdie skrif in Openbaring 4 vers 10 tot 11. Toe val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit en aanbid hom en tot in alle ewige lewe, wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Mense, en dan is daar 'n plek waar ek kom en ek sê, Here, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor U. Here, ek kom en ek lê my krone voor U voete neer. Dankie, Here, vir wie U is. Dankie vir wat U doen. Dankie dat U iemand soos my gebruik. Dankie, Here Jesus, vir voorreg om deel te kan wees van dit wat U doen. Deel te kan wees van 'n gemeente, deel te kan wees van die plan van God en in sy koninkryk te kan werk
en eendag 5 krone te kan ontvang, en nog steeds te sê, Here, hierdie is vir U eer, vir U glorie. Is dit nie amazing nie, hè, Johan? Kom ons bid saam. Here Jesus, Vader, daar is 'n groter prentjie, as dit wat ons sien, as dit wat elke dag om ons gebeur in hierdie wêreld, Here Jesus. Here, ek vra, Vader, dat U elkeen van ons sal versterk. Here, elkeen van ons is geroep. Here Jesus, dankie Here, dat U vir ons krone weg lê. Dankie Vader, dat elkeen van ons daai kroon sal opsit, Here, tot U eer. Dankie Jesus. Amen.